Leonie van Rensburg van Graffiti Boeke by my in die ateljee. Ons bespreek die week se boeke. Baie welkom Leonie. Baie dankie Henry, goeiemôre. Ek sien die eerste boek staan sommer klaar gereed om oopgeslaan te word. Ek moet sê dis 'n baie treffende titel vir my. 'n Harde woord, maar dit maak dit so ligte aanslag. Kanker, schmanker. Dit doen dit inderdaad, geskryf deur Madeleine Rust en uitgegee deur Lapa Uitgewers. Hierdie is die oorlewingstog van 'n dapper vrou en ek wil vir jou 'n stukkie daarvan wat ek neergeskryf het. Iets in die boek wat sy begin wat sy sê 'n kale vlakte waar my regterbors eens was. Ek maak my oë toe en laat my brein toe om te proe aan hierdie monumentale ding. Sjoe. Kanker schmanker besluit ek. Ek is nog net soveel vrou soos voor die operasie. My vroulikheid het toe al die tyd nie in my bors gesit nie. Dit sit in my kop, in my hart, in daardie onmeetbare, onaantastbare iets wat die gees genoem word. Jo, dis diep. Is dit nie, ek skoon hoendervleis. Nee, definitief. En ek Hierdie- dink dit is so treffend ook vir baie mense wat sukkel met 'n soortgelyke situasie. En ek dink enige almal van ons ken iemand wat daardeur gaan. En in hierdie aangrypende boek deel hierdie bekende spanningsskrywers Madeleine Rust die intiemste besonderhede van haar reis met borskanker. En dit is 'n brutale, eerlike vertelling wat haar belewenis van hierdie siekte met pathos en humor uitbeeld. En lesers verkry hier 'n eie soortige blik op die fisieke ervarings van borskankerstryders, sowel as die ewig veranderende binnewêreld van die wat teen hierdie siekte veg. Kankerschmanker rus borskankerstryders ook toe met die inligting wat nie altyd redelik beskikbaar is nie, en dit help hulle geliefdes om hierdie reis met kanker beter te verstaan. Ek weet dat Madeleine baie navorsing gedoen het, want toe sy gediagnoseer is, was daar so min wat sy daarvan geweet het. En ek dink wat hierdie boek wonderlik maak, is sy maak dit oop vir baie mense wat nie altyd toegang het tot hierdie inligting nie. En hierdie is 'n boek van hoop en van triomf wat die leser hardop sal laat huil en laat lag. En 'n verhaal vir elkeen van ons wat 'n stryd van enige aard stry, nie noodwendig van kanker nie. Ja, ek dink op daai noot wil mens eintlik vir Madeleine salueer, want ek dink dit is nodig dat so iemand se stem gehoor word. Absoluut. En dat 'n mens weet mense is nie alleen nie, en juist vir daai tipe vrae wat nie noodwendig deur mediese beantwoord word nie, want jy weet mense is maar baie professioneel wanneer dit by die So Madeleine, ons salueer jou. Ons salueer jou.